Goeiedag. In ons reeks 'n ABC van geloof trek ons vandag by die letter N en my keuse val op die woord naam. In die Bybel is 'n naam nooit net 'n klank nie. Dis 'n venster na jou karakter en jou roeping. Ons sien telke male hoe God 'n mens se naam verander wanneer hy hulle lewensverhaal oorskryf. Abraham word Abraham, aldus Genesis 17 vers 5. Van vader na vader van menigte. Jakob, die bedrieër, word Israel. Dis weer in Genesis 32 vers 28. Die een wat met God geworstel het. En Simon word Petrus, Matteus 16 vers 18. Hy word die rots. Wanneer God jou naam ken, beteken dit hy het gesag oor jou lewe en 'n spesifieke doel met jou bestaan. In Openbaring 2 vers 17 is daar die misterieuse belofte dat oorwinnaars 'n wit steentjie kry met 'n nuwe naam daarop wat net God in die persoon ken. Dit sê vir ons, jou diepste identiteit lê nie in wat mense van jou sê nie, maar in wat God oor jou fluister. Dink aan die karakters wat ons reeds bespreek het. Josef was dalk net 'n nommer in die Egiptiese tronk, maar God het sy naam geken. Maria, 'n eenvoudige jong meisie, maar die engel het haar op haar naam genoem. Die kragtigste teologiese punt is egter dit. Volgens Jesaja 49 vers 16 is jou naam in God se handpalms gegraveer. As Christene sien ons daardie gravering in die wonde van Jesus. Sy littekens aan die kruis is die bewys dat jou naam gekoop is. Hy noem jou nooit by jou sonde of jou mislukking nie. Hy noem jou by jou nuwe naam, want jy is syne. Bid daarom saam met my. Here, dankie dat ek nie vir U 'n vreemdeling is nie. Dankie dat my naam veilig in U hand geskryf is. Help my om vandag te leef met die waardigheid van iemand wat deur U geken en geroep is. Amen.